Nou praat ek met die volwassenes oor hoe wen jy jou tiener se hart. Nou is ek klaar, nou is daar vrae. Hier sit een tienerdogter, een, en haar hele gehoor. Sy steek haar hand op. Ek sê ja, sy sê oom, hoe wen ek my pa se hart? Ek bars uit in trane. Hè? Dis die ding. Dis die belangrikste ding. Is ek die moeite werd om liefgehet te word? Dis die vraag wat in ons harte is, wat al die spanning en die nuances tussen mekaar so 'n bietjie kleur gee. Identifiseer die volwassenes om my en die mense om my, wie is werd om my aandag en my liefde te kry? En ek het 'n streep wat ek trek en ek dink niks daarvan om ander mense soos 'n bobbejaan te laat voel, as hulle volgens my skaal benede my is nie. Ek dink niks daarvan om grappies van hulle te vertel en hulle belaglik te maak in die teenwoordigheid van ander, want hulle is benede my, daarom verdien hulle nie my liefde nie, daarom verdien hulle nie my vergifnis nie, hulle verdien nie my aandag nie. Party ouens wat ons dink, ag hulle is baie oulik, maar ek gaan nie by die skool met hom assosieer nie. Hoekom nie? Want volgens die sosiale standaard van die ingroep is daai ou 'n nou en daarom gaan ek net distansieer van hom. En nie net tieners doen dit nie, volwassenes ook, en daarom kan ons nie met mekaar liefdevolle en volwasse verhoudinge handhaaf nie, en daarom sal ons alleen en geïsoleerd en gebrekkig en pampoene bly. En ek dink, wat help dit om met mense te praat wat dink, jy weet, hulle dink jy weet, hulle weet wat jy gaan sê, en dan dink ek moet daar uitkom, dan begin ek so. Ek skryf op die bord, Jesus praat nonsens. Dit was, ek het almal se aandag. Wat? Ek sê, ek kan nie mooi lees nie, ek verstaan dit, oor 40, ek kry ook daai probleem. Jesus praat nonsens. Sê hulle, jy mens, sê nie dit nie. Ek sê, hoekom nie? Nee, sê hulle, dis godslasterlik. Ek sê, as niks lekkerder as om onnosel te speel nie. Ek sê, maar, sê nou net, ek wys vir jou dat jy glo dit. Wat dan? Kan ek sien. Wie het hierdie ou gekry? Alright, kom ons kyk. Nie een van julle wil saamstem dat Jesus nonsens praat nie, maar kom ons kyk of jy dit glo. Jesus sê, jy hoef niks te doen, niks, om waardevol te wees nie. Jesus sê, die feit dat jy is, al is jy 'n misdadiger, 'n moordenaar, 'n verkragter, is jy waardevol. En jy sê, amen, of twak. Jesus sê, jy is jou gewig in die seun werd, nie goud nie. Dat jy nie gekoop met goud, silwer en kosbare edelgesteentes nie. Want jy is, en jy sê, en dis die ding. En die oplossing lê hier. Luister mooi, is eenvoudig. Ek kon dit in een sin sê. Ek het nie 'n preekie nodig nie. Ek het die bediening van Jesus in my lewe nodig. Ek het waarheid nodig. Ek sit met 'n paar grade. Dit help my niks. Soveel. Ek het nie grade nodig nie. Ek het nie akkolades en medaljes nodig. Ek het nie range nodig nie. Ek het Jesus se bediening nodig. Uiteindelik. Ek wou jou nog al die jare ietsie sê, kan ek jou nou sê? En ek sê, ja, Here, enigiets wat jy wil sê, maar net nie wil. En hy sê, liefie, ek is jou grootste fan. Ek is so lief vir jou.